Hallo daar en baie welkom by vanoggend se erediens. As jy in persoon by ons sou inskakel vanoggend, sou jy sien dat ons tipiese verloop is om in die oggend vir mense welkom te sê, om 'n paar van die afkortings te deel, daarna te bid en voor die lofprysing kry ons 'n geleentheid om te sê, Here, maar nie net wil ek my hart en my lewe vir U gee nie, maar ek wil vandag dit ook doen by wyse van my bydrae. So dis 'n manier hoe mense inskakel. So as jy vanoggend sou hoor dat na die hallo vanoggend sê ons, hoorie maar, hier's vir jou 'n geleentheid, is dit omdat dit die tipiese verloop is by ons. Dis so 'n voorreg om vir jou welkom te sê. Dis so 'n voorreg om vir jou te sê. Ons is besig met 'n reeks wat gaan oor God se liefde vir sy wêreld, oor die Here wat in gesprek is oor jou, wanneer God met God oor jou praat. Verlede week het ons gehoor dat die Here sê jy's my kind. Wel hierdie week vat ons dit nog 'n tree verder en ons gaan hoor dat die Here sê maar ek wil nader kom aan jou. Ek wil in jou lewe kom heers. En wat sou dit beteken? So as jy vandag by ons inskakel en jy vandag vir die eerste keer dalk hier is, wil ons in die besonder vir jou sê baie welkom. Maar mag die Here vandag ook vanuit sy woord met ons besig wees, soos wat ons oorgegee ook aan hom leef, aan hom wat goed is en wat in ons lewe wil heers. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus dat ons vanuit U grootheid, U almag, maar ook U genade, U nabyheid en U liefde vandag kan kom verklaar, Here, hier is ek. Hier is ek. U wat so groot en so wonderlik en so goed is, U trek my nader en U kom vanuit U woord om vandag ook in my lewe aan die woord te wees. En waar ook al ek vandag in hierdie wêreld is, waar ook al ek vandag in my lewe is, U wil heers. U wil aan die woord wees en daarom bid ek asseblief, help ons om ons ore te spits en te luister na wat U wil sê. Ons aanbid U in die naam van Jesus ons Here. Amen. Amen. Tradisioneel is Pinkstertyd 'n tyd waar in die verlede was daar 'n 10 dae reeks gewees wat op Hemelvaart begin het en tot die volgende Sondag en ons elke aand was daar dienste gewees. Dis in die verlede. En so het ontwikkel dat gewoonlik by Hemelvaart is daar 'n aankondiging en dan begin die Sondag die diens tot en met die Woensdag aand en elke aand was daar 'n groepie gelowiges by mekaar kom en dan die volgende Sondag is dit Pinksterfees en dit was dit. Maar net vir hierdie klein groepie wat dit altyd kon bywoon was dit dan nou 'n eenheid gewees. En ons het 'n groeiende bewustheid by ons gehad om te sê nee, ons wil nie hierdie net met 'n groepie deel nie en dit sal spesiaal wees, maar ons wil dit graag met soveel as moontlik mense deel en daarom het ons 'n Heilige Gees gefokusde reeks wat verlede Sondag al afgeskop het vir 4 weke. So as jy vandag vir die eerste keer hier inskakel, die reeks se tema is wanneer God met God oor jou praat. Wat sal ek hoor as dit so is? As God met God oor my sou praat, wat hoor ek, né? En verlede Sondag het ons hoor, die Here sê, jy's my kind, jy's myne, jy's my geliefde, ek stil tevrede in my liefde oor jou, ek jubel en ek juig oor jou. Jou identiteit word nie gevorm deur oor wat ander oor jou sê nie, maar deur my. So vandag vat ons dit 'n tree verder, af met hierdie teks en ons in hierdie 4 weke lees ons elke keer uit Romeine 8 ook as ons basisteks. Maar eers 'n storie uit my kinderdae uit. Ek het net 'n boetie, ons is net ons tweeetjies. En sommige kere in ons lewe het ons Saterdag onherroepelik verander. Want sien, eers het my ma gehoor die familie kom kuier. Nou weet ek nie in jou lewe of dit so was nie, maar as die familie vir ons kom kuier, het ek geweet, my Saterdag sal nooit weer dieselfde wees nie. Want dit sou beteken, ek moet, behalwe vir die tuin wat ons moet skoonmaak, indien ek in die week nie skoon genoeg gemaak het nie, en dit moet ek afrond, moet ek skielik in die huis kyk na goed wat ek nooit na kyk nie. Ek moet potjies lig en onder dit afvee. Ek moet skoonmaak, die badkamer moet lekker ruik. My maat eetgerei uitgehaal wat ons nooit gebruik het nie. Behalwe as die mense kom. En alles moet uitgevee word, baie mooi uitgevee word. Daar mag nie stof wees nie, alles moet perfek reg wees. En dit wat gewoonlik de mekaar was, is of in 'n kamer toegemaak en toegesluit of in 'n kas gedruk. Enige van julle sulke ervarings, dalk meer onlangse ervarings. Toe hoor ek in hierdie week iemand deel 'n storie uit haar lewe en sy sê, nee, gits, in haar lewe was daar hierdie een dame gewees wat
Die dame het so bewus gewees van veral as mense ongenooid opdaag. Ek weet nie of jy sulke mense kry nie. En ek wonder nogal so terloops net terug na my kinderdae toe, of julle al van daai gehad het, want dit het met my gebeur. My ma sou sê, hier kom mense kuier en dan hoor ek iets het gebeur, hulle kom nie meer nie. Want ek gewonder of dit daar 'n manier was om die huis perfek te kry. Nee? So dit het ook gebeur, maar hierdie persoon vertel die storie dat as iemand ongenooid daar opgedaag het, dan sou sy selfs van die vuil koppies in die kaste gaan druk het. Sodat iemand net nie sien daar's vuil koppies nie. Maar die probleem is net wanneer iemand sou vra om koffie te drink, dat jy nie weet wat een moet jy nou vat nie. Ons sien dis wat ons doen, en hoekom doen ons dit? Want ons leef 'n lewe van voorgee. Ons leef 'n lewe waarin ons vir ander mense wil sê, as jy na ons toe kom, is alles spiek en span en mooi. Ons leef eintlik 'n lewe in 'n vertoonvenster, waarin ons vir ander mense wil sê, kom kyk net so deur die vertoonvenster, en jy gaan sien, ons almal lyk pragtig. Dis hoekom daar altyd 'n vertrek in die huis was vir die dominee, as hy inkom, dan gaan ons soen toe. Ons almal lyk mooi. Ek onthou as die dominee kom kuier het, man, jy het ander klere aangetrek. Ek wil my ma en pa het met mekaar gepraat, want hulle nooit met mekaar praat nie. En ons het gebid van dominee was daar. O broer, nooit anders nie, maar as dominee daar was. Dit was regtig so, nee? En die vreemde is, in die voorgee, is dat as iemand by jou sou kom bly, sou hulle skielik agterkom dat die lewe lyk heeltemal anders. Want sien, is soms morsig, nie waar nie? Soms is jou hare die mekaar. As gaste kom, is dit baie maklik. Jy trek mooi aan. Jy het nie eens morning breath as jy kom bys toe gaan nie. Alles is pragtig, jy's netjies, jy's reg. Jy gebruik linne wat jy nooit gebruik nie. En as hulle gaan, dan sê jy dankie tog, ons is terug by normaal. Maar as iemand sou bly, dan moet hulle jou vat, net soos wat hulle jou kry. Hulle moet jou vat 7 dae 'n week soos wat jy is. So hulle moet die verskille vat, die mekaar vat, die vuilskorrel goed vat, soms, ons moet goeder skoonmaak soms, die goeder is soms die mekaar en is nie reg nie, foute gebeur, dinge breek, dis die lewe. En dis die hartseer van hierdie wêreld, want ons het in hierdie wêreld voorgee 'n waarde gemaak. Ons het sosiale platforms waarin jy 'n bepaalde beeld moet voorgee. En mense sal ten duurste betaal sodat hulle net hierdie beeld kan voorhou. Sommige mense maak geld uit 'n lewe van voorgee. Maar wat is die waarheid en wat is die regte? Want sien, die Bybel gebruik die beeld van 'n huis ook om ons verhouding met die Here te beskryf. Hoor 'n bietjie mooi wat sê Johannes 14:23. Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woon. Anders gesê, ons kom by hom intrek. Ek wonder of dit daarom nie vreemd is, dat hierdie einste Johannes, wanneer hy Openbaring skryf in hoofstuk 3, ook hoor by Jesus, wanneer hy oor die gemeente in Laodicea praat, sê hy, ek staan by die deur en ek klop. Hierdie deur het 'n handvatsel net aan die binnekant. En as iemand oopmaak, sal ek ingaan. En ons gaan 'n feesmaal hou, ons gaan eet. En 'n maaltyd is morsig, so terloops, is gewoonlik so. So daar's iets van die Here wat inkom en kom bly. En wanneer die Here daar kom bly, dan kom bly hy ook in die stoffelike deel van my lewe. Karl Strobel het 'n boek geskryf, Beloved Dust, en hy sê daarin, daar's 'n stoffelikheid in jou en my, wat ons moet erken. Ek is tydelik, ek is stoffelik, ek het 'n redder nodig, maar ek is 'n geliefde. Beloved Dust. En hy gebruik juis hierdie beeld, wanneer hy kyk na die verhaal, of die teks van Romeine 8, en dan sê hy, luister mooi na wat sê die Here vir die Here oor jou en my. Ons sien Romeine 8 is 'n teks oor die Heilige Gees in besonder, maar is ook 'n teks oor die Here en oor vryspraak. Dit begin in vers 1 met vryspraak. En regdeur hoor ek en jy, ons is vrygespreek. Maar is ook 'n teks oor kindskap, en dis wat ons verlede week gehoor het, Abba, dit beteken Vader. Maar kom ons hoor vandag verder op hierdie reis. Wat sê die Here vir die Here oor jou en my? Romeine 8, ek lees vir ons vers 9 tot 11 en dan weer vanaf vers 26. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie.
Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook in julle sterflike liggaam lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Vers 26, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles nie goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Vers 29 sê, die wat hy lang tevore uitgekies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Tot sover ons fokus vir vandag. Ek wil net so in kort bietjie kyk na vers 9 tot 11 om vir jou en my iets te bring van hierdie gesprek wat God met God oor jou en my het. As vers 26 sê die Gees pleit vir ons, dan sien ons in vers 34 Jesus tree vir ons in. So God is aan die woord met God oor jou en my. En die eerste ding wat ons gehoor het verlede week is kindskap. Abba beteken Vader, ons kan God so noem. Die tweede wat ek en jy hoor uit hierdie teks uit vers 9 sê, daar's twee tipes mense. Die eerste is die wat deur hulle vlees beheer word. Handelinge 17 hoor ons van twee tipes groeperinge, jy sou kon sê mense met wêreldbeelde van daai tyd. Die een was die Epikureërs. En die Epikureërs het die volgende gesê. Hulle het gesê, leef volgens jou luste. Bevredig met ander woorde, jou vlees. Bevredig wat ook al jy voel, wat ook al jy wil hê, wat ook al jy nou begeer, al jou drifte. Vandag het ons ander taal daarvoor, ons sê leef jou waarheid. En jy kry dit by mense, want as jy iemand se konfronteer met 'n Bybelse waarheid, dan is wat hulle gewoonlik sal kon antwoord daarop is om te sê, ja, dis wat jy sê, dis jou opinie, ek dink anders daaroor. Ek voel anders daaroor. So as ek op 'n ander manier leef, los my uit. Maar sien, hierdie om onder die beheer van jou vlees te wees, is 'n lewensgevaarlike ding. En dink net bietjie aan die siekte van verslawing. Wat doen verslawing? Kan jy sê wat? Want my ouma het krywenys gerook. En nie hoeveel nie, ten minste 'n pakkie 'n dag. Die geskenk wat krywenys vir haar gegee het, was emfyseem. Die wonderlike vir my was, ek het aan die einde van haar lewe gesien hoe sy versmoor. Ek was daar daai laaste week in die hospitaal. Ek was daar die laaste minute van haar lewe. Ek kon sien wat verslawing in haar lewe gedoen het. Maar sien, verslawing maak dat ek uitgelewer is hieraan. Kyk, tussen grandpa's en krywenys het my ouma gerol. Dit is hoe sy gerol het. Nee, dit is hoe sy geleef het. En dis die belangrike vir jou en my, want sien, verslawing kom leef met 'n beloningssisteem in jou en my lewe en dit kom so in en dit kom sê vir jou en my, man, ek het 'n goeie dag gehad, so ek kan 'n doppie drink. Ek het 'n slegte dag gehad, so ek kan 'n doppie drink. Ons het braaivleis gevier, so ek weet geëet, ons moet 'n doppie drink. Ons gaan na 'n skoolfunksie toe, ek moet 'n doppie of 7 drink. Daar's 'n werksgeleentheid en ons praat altyd oor verkleinwoorde, nee, dis altyd so. Vir die girls net om seker te bevestig, julle is deel hiervan. Julle praat van ginnetjies, nee. Dis altyd 'n verkleinwoordjie. Of ons gaan 'n wyntjie drink of 'n biertjie drink of 'n doppie maak of 'n nee, ons sê nooit ons gaan suip nie. Dis net nooit so nie. Nee, en ons lag nou want is waar. En die ironie is die woord loopdop lei gewoonlik nie tot loop nie, maar tot val. Ek verstaan nie dit nie. Dit is maar die harde realiteit hiervan is verslawing is gevaarlik. Want weet jy waar loop dit op uit? 'n gewone gebruikgewoonte, 'n sosiale gewoonte, lei tot 'n ek het dit elke dag nodig, lei tot 'n ek word in die oggend wakker en ek begin so te bewe want ek is angstig. En wat gaan my rustig maak? Een van daai. So hoe vinniger ek dan daarvan kan kry, hoe vinniger kan ek rustig word. En skielik is my brein beïnvloed deur my substans wat my help. En dan kry jy dat iemand 8:00 die oggend die Spar hierso naby ons instap om 2 bottels wyn vir die oggend te koop.
En toe ek in die middag sien hierdie dame met haar jong dogtertjie die Spar instap, en ek sien hierdie dame is nie lekker nie, want ek het gesien hoe sy ingetrek het, en nou stap sy so, vra ek vir die karwag, hoor jy, is sy alright? Hy sê, she's never alright. Ek sê, what do you mean? Hy sê, she comes here every morning and every afternoon. En sy het by haar 'n klein dogtertjie wat saam met haar loop. Sien, ek en jy kyk 'n klomp goed oor, en ons mis dit. En ja, ons mis veral die gesig wat terugstaar in die spieël. Maar die belangrike is die gevaar van verslawing. In die ooste van Pretoria, sê kollegas van my, die grootste verslawing op die oomblik daar, sportsbetting. Mense wat skoolgeld vat, en in plaas van om dit vir die skool te betaal, speel hulle vanaand, wanneer niemand dit sien nie, speel hulle vanaand op die internet besig om te bet. Hulle waag dit met hulle inkomste, wat eintlik veronderstel is om na die skool toe te gaan, en raak al hoe meer in die moeilikheid. En dit verbrokkel gesinne en dit verbreek. Alle verslawing breek. Ons kan op ander voorbeelde ingaan, maar dit is nie nodig nie. Ek dink jy kry die idee. En dis die ding, alle verslawing, alle geneigtheid wat ek oorgee aan my vlees, loop uit op die dood. Kyk mooi na verbrokkelde verhoudings, verbrokkelde gesinne, verbrokkelde besighede, wat almal was, ek het gedoen wat ek wou. En die Bybel kom sê, wanneer ek deur my vlees beheer word, kan ek nie die wil van God doen nie. Galasiërs 5 vers 17 sê, my gees en my vlees is in stryd met mekaar. My vlees en die gees is in stryd met mekaar. Daar's 'n konstante worsteling. En ek moet kies aan watter kant gaan ek staan, want ek is of onder die beheer van my vlees, of onder beheer van die gees. En weet julle wie is die mees ongelukkigste mense op hierdie planeet? Hulle wat probeer om by albei uit te kom. Hulle het gewoonlik 'n siening van, ek het 'n Sondag lewe, en ek het 'n Maandag tot Saterdag lewe. En Paulus kom sê, daar's nie so 'n dualisme in die Bybel nie. Daar's net een, en dit is, ek is die Here sinne. En as ek die Here sinne is, dan verander my lewe, en dan kom ek onder nuwe beheer. En hierdie nuwe beheer, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, ek is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Maar nou is die vraag, as ek onder beheer van die Gees is, hoe kry ek dit reg om al hoe meer so te word? Ek kan nie. Ek kan nie. Die Here kan. En die belangrike daarvan is Romeine 12, bietjie verder af in hierdie boek. Vers 1 en 2 sê, ek moet God toelaat om my denke te vernuwe. En hier in my brein is daar synapses. Dis wat gebeur tussen jou twee breinselle. Daar's meer synapses in jou brein as wat daar sterre in die heelal is. Maar hierdie synapses vorm patrone. En sekere patrone word so vas, dat ek so verskriklik moeilik daar uitkom. So wanneer ek een van die aha-oomblikke het, wat sê iets moet anders wees, want ek 24 uur om daarop te reageer, want andersins val ek terug na die vorige toe. Hoe weet ek dit? Want ouma het in die hospitaal gesit, in haar laaste week voordat sy dood is, en hierdie het ek die hele tyd gesien. Daar was geen huisgenoot op haar skoot nie, en daar was geen krywenry in haar mond nie. Maar dis wat sy kon onthou. Sien, dis wat synapses doen. Dis wat patrone vorm. Ek is so vas in my patrone, ek kan nie uitkom nie. Hoe kom ek hier uit? Laat God toe om julle denke te vernuwe. Here, help my om u gedagtes te dink. Help my om soos u te begin dink oor die wêreld, oor mense, oor hoekom ek hier is. Want as ek 'n nuwe mens is, kan ek nie op die ou manier besigheid doen nie. Ek kan nie op die ou manier met my mense omgaan nie. Ek kan nie op die ou manier beplan, dink, droom, selfs vakansie hou nie. Ek is nou u sin, help my om anders te leef, te midde van hierdie wêreld. Laat God toe om julle denke te vernuwe. So wat gebeur? Wel, Paulus gebruik hierdie woord, die Gees van Christus is in my. Dit beteken dit word 'n nuwe werklikheid en dit verander alles. Nou, ek onthou toe ek groot geword het, was daar hierdie tipiese ding by die skool gewees, en ek weet dit gebeur vandag nog, dat mense dink, as jy 'n kind van die Here word, dan is al jou pret daarmee heen. Lee Strobel het dit gedink, ek bedoel, toe sy vrou tot bekering kom, toe dink hy, ag nee. Nou gaan ek die mees boringste non vir 'n vrou kry. Ons gaan nooit weer lag nie, ons gaan nooit weer pret nie, sy gaan vir my looi met die Bybel. So wat het ek nodig om te doen? Ek het net nodig om haar te bewys dat hierdie wat sy nou in glo is verkeerd. So toe begin hy met navorsing. Hy was 'n ateë, so toe laat waai met die navorsing. En hoe meer navorsing hy gedoen het, hoe meer het hy besef dis waar.
En hy het tot bekering gekom. Daar's 'n boek daaroor geskryf. Dis iemand wat A Case for Christ, A Case for Creation en dies meer geskryf het. Maar meer nog, boonbehalwe dat hy besef het is waar, hy het die effek op sy vrou gesien. Hy het gesê sy was meer bly, meer vol vreugde, meer diensbaar, meer vergewensgesind, meer vol lewe as ooit. Sy huwelik was soveel beter, omdat sy vrou die Here gedien het. Sien hy die vrug daarvan gesien. So in wese, as die Bybel na ons as kerk kyk en hulle wil ons van iets beskuldig, moet hulle sê, daai klomp is die mees blymoedigendste, liefdevolste mense ooit. Dit sal 'n lekker beskuldiging wees. Maar waarvoor word ons baie keer beskuldig? Oordeel, nors, kwaai. Baie keer. Ons is veronderstel om die blymoedigste mense te wees, want ons het die lewe van Christus, en Christus woon in my. Ek en my vriend Jaco Strydom om met 'n uur uitmekaar uit tot bekering gekom. Ek het so 'n uur voor hom, ek klink nou soos Johannes en Petrus, maar ek het. So ek's 'n uur ouer as hy. Maar hier is die ding, toe ek by die huis kom, toe kyk my ouers my met sulke groot oë aan, want hulle kon oral om my sien, iets is anders. Toe Jaco by die huis kom, toe sê sy sussie Ansa vir hom, is jy verlief? En nou nog, luister maar 'n bietjie vir Jaco as hy praat, dan sien jy die liefde en die vreugde en die lewe in sy oë. Sê nie lewe is maklik nie. Dit sê daar's 'n ander bron van vreugde en blydskap in jou wese. En dit kan net van Jesus afkom. Want Christus kom woon in julle. Hoor wat sê D.L. Moody. Hy sê die oggend na sy bekering, hy sê, I was in a new world. The next morning the sun shone brighter, the birds sang sweeter, the old elms waved their branches for joy, and all nature was at peace. En watter gees kom woon in my? Die gees van Christus. En so word ek en jy blootgestel aan die Jesus lewe. En word ons al hoe meer gevorm na Jesus toe. Kolossense 3 vers 10 sê presies dit. Ek word al hoe meer gevorm na die beeld van Christus toe. Maar waar gebeur dit? En hier is die belangrike. Die Gees lei my na vorming toe op al die plekke wat vir my ongemaklik is. So iemand beskryf dit so, omdat die Gees doen dit, nie ek nie. Hy sê it's moving from trying to dying. Dis waar ek sê, ek gaan ophou probeer. Here, ek wil sterf. Sterf in myself, sterf aan my vlees, sodat ek tot die lewe kan kom. From trying to dying, en waartoe neem my Gees my? Na die plekke waar dit vir my die moeilikste is om my wil neer te lê. By die huis, by die werk, tussen die familie, op al die plekke waar daar nie vertoon is nie, op al die plekke waar ek nie kan wegkruip nie, op al die plekke waar my donker kante na vore kom. Dis daar waar die Here my vorm al hoe meer na Christus toe. Dis nie die plekke wat ek kan vermy nie. Dis daar waar die tekkie die teerslaan, waar hierdie het nou reël geword. En as ek nou moet sterf van myself, beteken dit, ek gaan nou goed moet gaan doen wat nie vir my lekker is nie, wat ek gewoonlik nie wou doen nie, wat ek geweier het, wat ek by wil afgedwing het, en nou sê ek, as nie meer ek wat lewe nie, Galasiërs 2, maar Christus wat in my lewe. Vers 10 sê, omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle lewe op grond van God se vryspraak. So hier is die belangrike, wanneer die Gees in my inkom, dan neem hy my nie na 'n hofsitting toe nie, hoor dit. Want dis wat ons baie keer bang maak om te sê, Here, kom heers in my. Ons is lief vir hierdie gebed. Ek wil my hartjie vir Jesus gee. Jy het dit dalk as kind gehoor. En dit is maklik dan, ek gee net my hartjie vir hom, so dis al my emosie, al my bekommernis, al my onsekerhede, en dan omdat ek my hartjie vir hom gegee het, wel nou gaan ek hemel toe. Maar wat die res van my lewe aanbetref, nê, my longe, my niere, my kop, my denke, my hande, my voete, my alles, los uit. Eet my hartjie, die res is myne. En ons leef met so 'n lewe. Want ek wil my eie besluite kan neem, ek wil my eie dinge kan doen, ek wil dit kan leef soos wat ek wil kan gaan waar ek wil, maar as ek sê, Here, kom wees die Here van my lewe, dan sê ek wel, Romeine 8 is waar vir my.
My lewe word deur die Gees beheer. Ek is nou onder nuwe beheer. Sien, as die koning van die heelal kom intrek by my, dan kom hy nie in om langs my te sit en my toe te laat dat ek kan maak net as ek wil en hy sê hy's gemaklik hier binne. Nee. Hy's die koning en waar die koning is, wil hy heers. En waar hy wil heers is waar ek vry is. So wanneer hy inkom, dan maak hy my vry. Hy maak my vry van my verlede, wat skaamte aanbetref, maar ook wat seer aanbetref, want sommige van ons het seer gekry in jou verlede, en dit het jou identiteit geword. Jy hou vas daaraan. Die Here sê vir jou, jy moet vergewe, maar jy hou vas daaraan, jy het 'n wrok binne in jou, en dit het jou identiteit geword, en jy loop en vertel die storie van hoe jy te nagekom is, so asof dit alles wat in jou lewe gebeur. En jy is so bang as jy dit moet opgee, want wat gaan jy dan wees? Jy gaan vry wees. Die woord vryspraak sê, you'll be in right standing with God. Dis die woord dikaiosunai. Ek kom in 'n regte verhouding met die Here. Kolossense 1:27 sê, die groot geheimnis van alles is dat Christus in ons is. En dis my hoop op die heerlikheid. As Paulus daaroor skryf in Efesiërs 3, dan sê ek bid dat julle deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid, dat hy aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Hoor mooi, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. So as ek toegang gee vir die Here, Romeine 8 vanaf vers 1 tot reg aan die einde, dan beleef ek vryspraak. Daar's nie aanklag oor my verlede nie, want ek word skoon gewas. Ek word vrygemaak. Ek word losgemaak van dit wat beheer oor my hart het. Ek kom vry, sodat ek vry kan leef. Ek is vry van my sondeskuld, sodat ek nuut vorentoe kan hardloop, vorentoe kan leef, en met hoop kan leef. Daarom is blydskap so 'n natuurlike gevolg daarvan. Maar vir dit moet ek hom toelaat om in te kom. Hoor wat sê John MacArthur daaroor. Hy sê, if God's Spirit indwells us, our own spirit is alive because of righteousness. That is because of the divinely imparted righteousness by which every believer is justified. In the light of that perfect righteousness, all human attempts at being righteous are but rubbish. Ons sal dit nooit kan regkry nie. It are but rubbish. Maar Christus kom verklaar my regverdig. Christus kom verklaar my syne. Christus kom help my om te besef, ek is 'n kind van die Here. Ek is nuut gemaak, ek is vry. En daarom kan ons in vers 11 lees, omdat die gees van hom wat Jesus uit die dood het opgewek het in julle woon, sal hy deur wie Jesus uit die dood uit opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. In kort, ek het gesterf, en wie wek op? Christus wat in my is. So ek leef 'n nuwe lewe, ek leef hierdie Jesus lewe, en ek staan nou onder beheer van die gees, en nou word ek al hoe meer soos hy. En dan word Romeine 8 vers 28 waar. Ons het Romeine 8 vers 28 al baie keer aangehaal in ons lewens, nê. God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Gewoonlik skep ons dit in die konteks van alles gaan mooi uitwerk, maar dis nie die punt hiervan nie. Vers 29 van Romeine 8 sê, die Here het ons bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. So wat beteken dit? Kolossense 3:10, ek moet al hoe meer verander word na die beeld van Christus toe. Romeine 8:29, gelykvormig aan die beeld van sy seun. Dis alles ten goeie meewerk. Maar vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluite geroep het, dit beteken, wanneer moeilikheid my tref, vra ek myself, hoe kan hierdie my meer soos Jesus maak? En watter moeilikheid het Jesus getref? Gaan lees maar Hebreërs 2 en Hebreërs 4, jy sal sien, alles, alle versoekings het hom getref, alle moeilikheid het hom getref. So niks wat hom getref het, niks wat hom getref het, sal dit wat jou tref oorweldig nie. So as ek hom volg, gaan dit beteken, as teenkanting my tref, hoe gaan hierdie my al hoe meer soos Jesus maak? As verwerping my tref, hoe gaan hierdie my al hoe meer soos Jesus maak? As daar mense is wat wil luister na my, hoe gaan dit my al hoe meer na Jesus maak? Vat maar enige voorbeeld, want sien, as ek dit bid, dan gaan dit my al hoe meer na Jesus toe lei, en dan is God besig om alles ten goeie te laat meewerk. Selfs dit wat my lewe tref, wat my seer maak. Dit sê nie God is die oorsaak daarvan nie. Dit sê God kan dit ook gebruik. As ek en jy vrou, maak hierdie my meer soos Jesus.
En dit mag wees vandag dat die Here vir jou sê, daai ding waarin jy vashou, wat jy nie wil vergewe nie, daai persoon wat jy nie wil vergewe nie, ek wil jou meer soos Jesus maak. Ek wil hê jy moet vergewe. Ek wil hê jy moet laat gaan. So, wanneer God by jou intrek, verander alles. Ek word 'n nuwe mens, 'n nuwe skepping, skoon gewas, nuut gemaak, ek is 'n kind van God, ek is 'n geliefde. Kyk 'n bietjie wat sê 1 Johannes daaroor. Maar 2, baie belangrik, ek staan nou onder nuwe beheer. Dis nou nie meer my besluit nie. Dis nou nie meer my wil nie. Dit is Here, wat wil U hê? Want U wil is vir my beswil, en ek weet dat U wil baie keer in stryd is met wat my vlees wil. En daarom mag dit by tye vir my ongemaklik wees. So wat gebeur? Ek sit en kyk vir die TV, en daar kom 'n toneel, 'n advertensie, iets op, en ek weet hierdie, as die Here langs my sou sit, sou ek gesê, nee, kom ons verander die kanaal. Nee, ons gaan nie hierdie kyk nie, so okay. Maar as ek op my eie sou wees, mag ek dit dalk oorweeg het. Wel, ek is nou onder nuwe beheer, so nou hardloop ek weg, dadelik. Ek verander dadelik. Ek bly nie vir 'n oomblik langer in die oomblik nie. Want ek vra, Here, help my. Jakobus 4 help my daarmee. Vers 7 sê, nader tot God weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Ek weet wat die Here vir my wil gee is lewe. Johannes 10:10, die dief kom steel, slag en uitroei. Ek het gekom dat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Die Here wil vir my lewe gee, nie dood nie. So daarom hardloop ek weg. Daarom sê ek nee. Daarom bly ek nie langer nie. Daarom hang ek nie verder in spasies wat nie goed is vir my nie. Nie omdat ek dink ek is beter nie, maar omdat ek meer soos Jesus wil wees. So ek verander al meer daarin. Want sien, vervulling met die Gees beteken nie dat ek en jy meer van die Gees kry nie. Dit beteken dat die Gees meer van my kry. So terug by die vertrek. In jou en my lewe, as ons lewe 'n kamer sou wees, is ek redelik seker ons almal het 'n kas of 'n kamer waarin ons goed wegsteek wat ander mense nie sien nie. Vandag wil ek jou waag, weet jou uitdag. Wil jy net nie waag om daai deur oop te maak nie. Daai deur oop te maak en vir die Here te sê, kom in. Kom in en kom maak skoon. Kom haal uit. Dit wat morsig is, wat vuil is, wat ek wegsteek. Daai goed in my lewe waaroor ek skaam is. Daai goed in my verlede waaroor ek die hele tyd aangekla word. Die Here wil nie kom om jou aan te kla nie, hy wil kom om jou vry te spreek. Daai goed wat my vashou, wat maak dat ek nie vorentoe kan gaan nie. Daai goed wat 'n negatiewe effek op my en my gesin het, ek kan dit sien elke dag, maar ek weet nie hoe om vry te kom nie, want ek is onder beheer van my vlees. Wil jy nie vir die Here vra om in te kom en te kom heers nie? Nie om 'n stukkie te hê nie, maar om alles te kry. En van dit mag jy dalk bang gemaak het in die verlede. Miskien het jy in die verlede gebid, Here kom doen dit, en 'n verhouding het geëindig, of iets het gebeur, en jy is so bang. Maar onthou, die Here is die Here van die kruis, is die Here van liefde, hy wil vir jou lewe in oorvloed gee. So as hy goed uit jou en my lewe uitsny, is dit omdat dit siek is vir ons, dis gevaarlik vir ons, dis sleg vir ons. Hy wil jou genees. So wil jy hom nie innooi nie. Wil jy nie oopmaak en wag nie. Vir hom toegang gee nie. Want sien, toe ek 'n student was, het my ma vir my kom kuier. My ma en pa, my pa het nie gewaar nie, want ons mans doen nie gewoonlik nie. Maar my ma het, en sy sou kyk onder die potjies as daar 'n potjie was, of wat ook al daar sou wees. Sou sy kyk of daar stof was, en dit was nie om my te toets nie. Dit was omdat sy wou hê ek moet gesond wees. Want sien, as sy van die meubels se wegskryf, soos sy dalk stof gekry het, daai stof sou vir my allergie gegee het. So dalk musiek gemaak het. So wanneer sy sou kom skoonmaak, was dit nie om vir my te herinner hoe vuil my kamer sou wees nie, maar omdat sy regtig die beste vir my wil hê. Want so was my ma. Hoeveel te meer is dit nie as die Here sou sê, gee my toegang in jou lewe tot die donkerste plekke, want ek wil jou gesond maak. Ek wil heers en ek wil vir jou vrede gee, sodat jy met vrede kan leef, vrygemaak, omdat jy my kind is en ek jou lief het. So wil jy dit nie waag vandag, om te vra, Here, kom heers in my lewe, en kom in die kamers in, wat ek tot op Here toegehou het vir U nie. Amen, kom ons bid saam.
Here, ons Here, ons Here. As ons die woorde van Thomas sou nadink vandag, my Here en my God, dan kom kniel ons voor U in aanbidding en in lof, maar ook in skuldbelydenis. So jammer Here dat U wat heers, wat vir ons die vrye wil gegee het om die vrye keuse te maak van of ons U gaan toelaat of nie, dat ons U by tye uitgesluit gehou het. En sou dit wees, Here, dat U klop vandag, 'n vertrekke in ons lewens, in ons harte, wat in die verlede toe was, bid ek dat ons die waagmoed sal hê om oop te maak. Daai plekke wat seer maak, daai plekke, Here, waarin ons mense in geberre het, wat ons wil vervolg in ons gedagtes, daai plekke waar ons skuldig voel en skaam is, daai plekke waar ons gewoontes het, wat nie goed is vir ons geliefdes, of vir ons verhouding met U nie. Here, kom heers, asseblief. Kom was ons skoon, kom was ons nuut. Want U is ons enigste hoop, U is die lewende hoop, en omdat U by ons is, kan ons vandag kom verklaar, in Christus is daar hoop. Mag vandag die eerste dag van 'n nuwe lewe saam met U wees. Kom heers, o Here, in Jesus se naam. Amen.